het ek ewe skielik net tot daai besef gekom dat jy wou nie trauma veroorsaak het nie, maar jy was besig om die grootste denkbare trauma eintlik aan jou gesin te doen. En ja, toe is dit om te begin deur daai skuldgevoelens werk. Ek het 31 Oktober daai oggend opgestaan en net eenvoudig besluit, nou, dit kan nie meer nie. Genoeg is genoeg. Nou gaan ek tot uitvoer kom. En ek het daai nag vreeslik rondgerol en weer nie geslaap nie. En die oggend opgestaan en besluit, okay, ek weet Pieter slaap op sy vaste so tussen 4 en 6 in die oggend. So as ek vroeg opstaan en sy kluissleutel vat, gaan hy nie wakker raak nie. En ek het sy kluis gaan oopsluit en die revolver uitgehaal en in my kar gaan sit en alles weer gesit soos wat dit moet wees. Aangetrek, klaargemaak vir werk. Die kinders gaan aflaai by die skool en my motor gevat en uitgery op die Lockstonpad. En ja, daar langs die pad gaan staan en toe nou so 'n briefietjie geskribbel wat eintlik nie veel gesê het nie. En toe tot my skok agtergekom dat jy nie 'n revolver met patrone in stoor nie. Ek onthou ek het hom nog so geklik en gerol want ek dink hy het spasie vir 8. So miskien is daar een van hulle, maar daar was nie in een van hulle 'n patroon gewees nie. Ja, toe besluit ek wel nou gaan ek iets probeer en ek onthou ek het deur my kar gegaan want ons gewoonlik 'n mes in my cabrio gewees en hy was toe nou nie daar nie. En toe vind ek glasskerwe langs die drom. En toe het ek myself gekrap met die glasskerwe in die hoop dat ek dan nou op die ou ende sal doodbloei. En nadat ek gesny het, onder die bos gaan inklim, want as al mense kom, moet hulle my nie by my kar vind nie, so hulle moet soek om my te kry. Ek seker maar hoop ek gaan daar onder daai bos. En redelik vroeg in die oggend en ek weet van 'n paar karre wat daar verby is, soos daar's redelik na die tyd mense ook wat vir my kom sê het, eers as ons maar net gestop het. Die een tannie het toe nog gestop en sy kom kyk toe en sien my toe onder die bos en sy het my gevra, "Is jy okay?" En ek het net my kop geknik en sy sê sy het gedink, "Ag, dalk soek ek net alleen tyd, dalk het ek net." En in die bakkie geklim en toe die middag toe sy weer ingaan, toe stop sy weer by my en op daai stadium toe sy weer so inkyk, toe sien sy nou die bloeding en die wonde wat ek veroorsaak het. En toe vra sy vir my, gaan haal ek 'n vriendin of gaan haal ek vir Pieter? En toe het ek vir gesê, Pieter is okay. Hy het my daar kom kry en vir my gesê, dis nou genoeg, ons ry nou Kaap toe. En ek onthou, ek het net so oopgemaak, want ek het 'n handdoek op daai stadium. En toe sê hy vir my, okay, ons gaan hospitaal toe. En toe het hy vir dokter Logner gebel en dokter het daar aangekom en dokter is soos ons pa by die werk, so shame. Ja, ek het verlang met die skuldgevoelens ook gesukkel, omdat ek besef die skok wat dit vir hom ook moes gewees het. En uit skok uit het hy onmiddellik begin baklei. Jy weet mos om te praat en so het dokter toe nou besluit, maar hy soek ander insig op die situasie en hy het my bloemkeer te verwys. Ek en die psigiater het glad nie oor die weg gekom nie. Ek en sy was nie 'n match nie, maar die sielkundige was uitstekend geweest en sy het seker so, ek dink dit was op die 2de of 3de dag, het sy tot my deur gedring en het ek ewe skielik net tot daai besef gekom dat jy wou nie trauma veroorsaak het nie, maar jy was besig om die grootste denkbare trauma eintlik aan jou gesin te doen. En ja, toe is dit om te begin deur daai skuldgevoelens werk. Dit was Paasfeestyd en ek wou graag die sirkel voltooi en iets mooier van hierdie bos langs die pad maak, want daar is tog tye wat ons op die Lockstonpad moet uitry en ek wil nie elke keer daar
verbyry en hierdie beklemming kry want dis hierdie diep donker plek nie. So ek het daaroor begin dink en gesels en toe nou almal na in my of genaderig sê sal jy beskikbaar wees, kom ons, ek wil die kruis daar gaan plant en champagne daar drink en sommer iets eet, dat ons net dit 'n meer positiewe plek maak. En Dominee Dirk was onder andere ook een van die wat toe nou saam is. Maar ons het die kruis gemaak uit pallette uit en ek het besluit dat ek my kinders wil deel hê van die maak van die kruis en hulle ook half uitbeeld op die kruis. So daar's blomme op die kruis gesit as ook die 2 skoenlappertjies want ek is mal oor 'n skoenlapper en die nuwe begin wat dit vir beteken. En hulle 2 die skoenlappertjies versier en self vasgeplak. Ook in daai tydperk was ek by hierdie vroue kongres gewees wat of 'n vroue dag wat die vrou gepraat het oor al die hoede wat ons as vrou dra en dat ons 'n kroon kan dra want ons is 'n kind van God. En ons hoef nie daai doringkroon te dra nie, want God het dit reeds vir ons gedoen. En dit het ook by my vasgesteek en toe het ek op die kruis geskryf dat kruis van hoop en jy hoef nie die doringkroon te dra nie. God het dit reeds vir jou gedoen. En toe om daai kruis te plant in daai flippende harde grond was 'n ander uitdaging dat ek toe sê ja, dit is ook nou seker weer simbolies van hierdie harde pad wat dit eintlik is om te stap. Van mens maak dit ligter as wat dit eintlik is, maar dit was 'n harde, moeilike pad gewees en ons het hom toe nou vasgepak met klippe dat hy staan waar hy moet staan. En ek het eintlik op daai dag besluit, okay, full circle, so ons is nou klaar met hierdie area en dis nou ons beweeg nou aan van hier af. En ook al my skuldgevoelens probeer by die kruis neersit en myself gesê jy kan nou ophou om jouself te kruisig vir wat jy probeer het. Jy was nie suksesvol nie en dis waarop ons kan fokus. En daar's soveel daar wat mense na my toe kom en vir my sê ons het weer verby jou kruis gery en ons wil net vir sê wow, dankie daarvoor. En Gisela, ek weet nie of jy geweet nie, maar ek sukkel ook. En so dit het soveel mooi gesprekke ook al oopgemaak en ek dink tog al iets vir iemand beteken en ek het gesê as dit net vir een mens 'n verskil maak, is dit genoeg. En dan Million Little Miracles som vir my op hoe ek oor my lewe voel en dat dit net genade is dat ek nie suksesvol was op 31 Oktober 2023 nie. En ek het soveel seëninge wat ek eintlik nie verdien nie. En God het sy hand oor my en my letsels en help my onthou om bewustelik te werk aan my geestesgesondheid. En dan 'n sinnetjie uit die liedjie uit is I think it over and it doesn't add up. It comes from above. En, dis net God se genade.